Hallo kinders, kan julle my naam onthou? Ek is Hetty Hasie. Nou ek wil vir julle sê, ek het hierdie week 'n groot stryery aangehad met my maatjie. Het julle ook al gestry met julle maatjies? Is dit lekker om te stry? Nee, ek sê ook so, dit is nie lekker om te stry nie. Want as 'n mens stry met mekaar, dan word jy kwaad. En baie keer loop ons uit mekaar uit en ons praat vir dae en dae nie met mekaar nie. Dink julle dit is 'n goeie idee om te stry? Miskien is dit beter dat ons vrede maak, né? En mooi praat met mekaar. Mooi. Ek dink so, want die Here wil hê ons moet altyd mooi wees met mekaar en mooi praat met mekaar. Want as ons stry, maak ons moeilikheid. So kom ons wees vriendelik en lief vir mekaar en ons praat mooi met mekaar. OK, julle moet lekker sonnaskool gaan. Bye. Ons begin hierdie erediens in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Ons sit dit voort in die krag van die Heilige Gees. En ons doen dit uit dankbaarheid vir die goedheid van ons Vader. Amen. Gemeente, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Gemeente, weer eens baie welkom vanoggend in die kerk. Ons is bly dat julle hier is. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Ook waar jy daar in die ruimte van jou huis later in die week na hierdie diens kyk, mag die Here ook vir jou seën. 1 Timoteus 6 vers 2c tot 5 is ons teks vanoggend en die tema is jou waarheid, my waarheid, wie is nou reg? Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons die geleentheid het om hier in die kerk by mekaar te wees as u kinders. Dis 'n voorreg om te kan om jou kyk en te sê, maar dis my boeties en sissies in Jesus. Ons is familie. Saam ingeplant in hierdie liggaam van Waterval gemeente. Maar u het vir ons gedryf deur die Gees om hier te wees, om weer vanoggend 'n stukkie genade, stukkie liefde, stukkie vergifnis, stukkie goedheid van u te ervaar. Want ons het gekom om ons groot geneesheer Jesus Christus te ontmoet en hy deel vir ons hierdie voorskrif uit van liefde, genade, vergifnis. Ons is een in hom. Maar ons het gekom, Here, ook om krag te ontvang vir die week. So iets vir ons 'n woord. Sal u ook maak, Here, dat ons sal luister, dat ons sal aanneem, dat ons sal omhels, dat ons sal oordink, dat dit wat u vir ons sê. Miskien is dit vanoggend nie die heel lekkerste tema nie, maar ons hoor en ons luister. So praat met ons. Ons vra dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. 1 Timoteus 6 vers 2c tot 5, jou waarheid, my waarheid, wie is reg? Hierdie dinge moet jy aan die mense leer en dit by hulle inskerp. As iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdiens nie, is hy verwaand en weet hy niks. Hy het 'n sieklike beheptheid met twisvrae en met stryery oor woorde. Daaruit ontstaan afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakery, voortdurende rusie van mense wat verstandelik verward en van die waarheid beroof is. Hulle dink dat die godsdiens iets is om geldelike wins mee te maak. Nou ja, dit is 'n klompie harde woorde wat Paulus skryf aan Timoteus, hierdie jong dominee wat hy in Efese agtergelaat het en net terwille van ons kuiergaste ook vanoggend
Nou Efese was 'n baie besige handelsstad, was 'n seestad met 'n groot hawe, 3 handelsroetes het daar by mekaar gekom. So daar was 'n mengelmoes van mense in Efese wat van oral af gekom het in die destydse wêreld. So verskillende filosofieë en idees en gedagtes het by mekaar gekom en dit was in daai dae nogal algemeen dat jy op straat gaan staan en vir jou gehoor by mekaar maak en jou idees deel. En mense het graag na ander geluister. En as hulle nie gehou het van wat jy sê nie, het hulle jou maklik uitgejou en jou weggejaag. En as hulle voel jy het nou hulle godsdiens aangetas, hulle jou selfs met klippe gegooi het. Maar daar was ook 'n klomp godsdienste daar, so dit was eintlik nie 'n baie aangename plek vir 'n Christen nie. En hier is hierdie jong man, party mense sê hy was so 20, ander sê wie hy was so in sy vroeë 30's, wat Paulus daar agterlos om hierdie gemeente te bestuur en te help en te dra en voor te preek. So dit was nie 'n maklike taak nie en daarom is dit die pastorale briewe dat hy vir hom gee, vir hom raad en advies oor wat hy moet in Efese doen en hoe hy die gemeente moet lei. En so ook hierdie. Nou ja, as ons nou 66 op die grond teken, en jy kyk van daai kant af en ek kyk van die kant af, wat het ons nou? Is dit nou 66 of is dit nou 99? En so is dit in die lewe. Elkeen het 'n standpunt. Elkeen het 'n idee. Elkeen het 'n gevoel. My reg en jou reg is nie noodwendig altyd die reg nie. Dieselfde reg nie. Wat vir my verkeerd is nie noodwendig vir jou verkeerd nie. Wat vir jou reg is nie noodwendig vir my reg nie. Baie jare terug het ons 'n boek gedoen toe ek nog op universiteit was, Reason and Commitment. Triek, ek sien die boek is nog steeds te koop. Fantastiese boek. Wat hy praat van paradigmas. Dis nou 'n verskriklike woord, nee, niks met paras te doen nie. Dit gaan oor jou idee, jou denksysteem, jou denkraamwerk. En wat die skrywer van die boek eintlik wil sê, elkeen van ons het 'n denkraamwerk waar binne ons beweeg. En hierdie denkraamwerk word beïnvloed deur my opvoeding, my opleiding, waar ek woon, waar ek werk, maak dat ek op hierdie manier dink. Nou, jy dink anders. Jou denksysteem, jou paradigma lyk 'n bietjie anders as my paradigma. En maar nou wil ek vir jou oortuig om van jou denksysteem oor te kom na my denksysteem toe, om my argument of my idee te aanvaar. En hoe kry ek dit reg? Die slotsom wat gemaak word in hierdie boek is, ek gaan jou nie in my paradigma kry as jy nie oop is en bereid is om na my te luister en my idees ook te aanvaar nie. En is dit nie hoe dit in die lewe werk nie? Partykeer praat ons met ons kinders, my magtige, voel vir my asof hulle net nie kop nie. En dan kyk hulle na my en sê hulle, pampa, jy weet, jy is dan so 'n bietjie 30 jaar na die tyd, né? Jy verstaan ook nie. So hoe kom ons by mekaar uit? Hoe verstaan ons mekaar? Partykeer verwoes ons mekaar met ons argumente en hoe ons probeer om die ander persoon te oortuig om darm die 99 te sien wat ek sien. Maar hy sê nee, ek sien 66. So hoe kry ons dit reg? En dit veroorsaak verwydering en dit veroorsaak soms seer en ons kry dit nie reg om mekaar te oortuig nie. En ek dink dit is die grootste uitdaging in Suid-Afrika vir hierdie klomp politieke partye om by mekaar uit te kom. Dis 'n onmoontlike taak. So hoe kry ons dit reg dat ons almal in vrede op dieselfde manier kan dink? Nou in hierdie teksgedeelte, hier het gegaan oor dwaaling wat hy aanspreek. In die kerk sit ons ook met hierdie probleem. En dit is juis in die kerk waar ons mekaar baie keer so kan eet en vreet, omdat ons nie met mekaar kan saamstem nie. Is dit nie tragies nie? Die Rooms-Katolieke kerk sê vandag nog, sê ons is een kerk. Van die apostels af tot nou toe is ons een kerk. En julle protestante, Martin, Luther, Calvin en al julle maatjies, wat het gebeur? Ek meen, ons Afrikaners kan nie eers met mekaar saamstem nie.
Nee, toe daai klomp voortrekkers daai die Kaap uittrek en hulle begin 'n paar gesange sing, toe sê die doppers, not a wheel sing ons hierdie Engelse invloed se goed. En hulle stig hulle eie kerk. In 1986, 87, toe die NG Kerk besluit, nee, kom ons maak die kerk oop vir alle rasse. Hier gaat 'n klomp. Nee, ons stig ons eie kerk, want ons soek nie die swartes en ander nasies in ons kerk nie. En dis wat ons is. En die protestantisme is 'n ontploffing van kerke. En dis wat die Katolieke Kerk tot vandag nog teen ons het. Sê, hoekom? Want, weet, jy moet groot gedoop word, sê een, en die ander een sê, nee, jy moet as 'n kind gedoop word, en ons glo in die verbond, en die ander een sê, jy moet 'n tiende gee, nee, jy moet nie 'n tiende gee nie, jy gee uit dankbaarheid, sê Paulus, soveel as jy kan, en die een sê, nee, jy moet in tale praat, en daai een sê, nee, dis nie nodig nie, ons het die Bybel, en dis heeltemal genoeg, en daai een sê, nee, maar daar is nog 'n wegraping wat in plaas vind, en die ander een sê, daar is nie 'n wegraping wat in plaas vind nie, dit is sommer 'n valse leer, en so vreet ons mekaar, en eet ons mekaar, en verwoes ons mekaar, en breek ons die kerk se beeld na buite af. Ek dink as ek moes 'n ongelowige wees en ek kyk die spul so, ek sê, Jesus, nee, ek dink nie hulle weet wat hulle moet weet nie. Ek weet nie of ek daai lot wil join nie, want dis koekoes man. En dit is wat verskille van mening aan mekaar kan doen. So jy krap kop. Want ons hoor al hierdie stemme. Ons hoor al hierdie goed. Wie is nou reg? Wie is reg? En in 'n tyd waarin ons vandag lewe, moet ons so versigtig wees om te sê, ek is reg. Want as jy dit baie keer te hard sê, kan jy sommer in die tronk ook land. Ons dink nogal dwaalinge is niet, né? Ons dink nogal die goed wat in ons tyd gebeur en die goed waarmee ons worstel in die kerk en kerke, is nogal niet. Maar is dit niet? Nee, is nie niet nie. Ek meen, hier skryf hy vir Timoteus, pas op vir die dwaalinge daar in jou gemeente. Jong dominee, jong gemeente, pas op vir die dwaalinge daar. Ja, trek ons hier in die jare 56, 60 rond. En dan al dwaalinge. So dit lyk vir my soos die geskiedenis van die kerk loop, sal altyd dwaalinge wees. Hoekom? Die duiwel laat nie op hom wag nie. Hy laat nie op hom wag nie. Kyk, hy weet mos nou, as ons nou 'n streep trek, al die valse godsdienste is daar, boeddhisme, islam, you name it, dis daar. Dis mos nou maklik. Maar hier in die kerk, sê nee, moet ons met die ouens se kop smokkel. Want hy is die vader van die leuen, sê Johannes. Wat het hy met Eva gemaak? En ek het dit, vergewe my, want ek het dit al in 'n preek gesê. Gaan lees weer, gaan skryf dit neer. Wat sê God vir Adam oor die tuin en oor die bome in die middel van die tuin? Dan gaan skryf jy die woorde neer wat die slang vir Eva sê. En jy sal verbaas wees hoe naby dit aan mekaar is. Maar as 'n kinkel. Net 'n klein veranderingkie. En dis hoekom hy die vader van die leuen genoem word. Want as 'n ding Christelik klink, dan aanvaar ons dit. As dit daarom net uit die Bybel aangehaal word, dan glo ons dit. Of dit nou verdraai word, is dink nie mooi nie. So niks is niet nie. Dwaalinge is so oud soos die berge, oud soos die kerk self. 3 keer in hierdie kort briefie het hy oor dwaalinge gepraat. 3 keer. So dis 'n ernstige saak. En as jy deur die res van die Nuwe Testament blaai, dan sal jy skerp tekste kry. As jy nou 'n skerp tong wil beleef, gaan lees maar Galasiërs. Ek is al self daarvan beskuldig, nee, maar jy's te skerp, jy's nou liefdeloos. Ek onthou een van ons professors op universiteit, het daai selfde argument gehad, Prof. Rikkie Botha. En hy het vir ons sê, mense sê, professor, jy is liefdeloos, as jy oor die evangelie praat. En dan praat nou van die konteks van in 'n stryery of oor verskille. Dan sê hy het altyd sy vingertjies so amper soos PW Botha, miskien is dit omdat hulle naamgenote was. Hy gesê, nee menere, dis omdat ek die waarheid so lief het, dat ek so sterk opkom vir die waarheid. Maar gaan lees Galasiërs. Kinders is nou nie, so kan dit maar sê.
Galasiërs 4 en 5 as daar gepraat word oor die besnydenis, dan sê Paulus, julle wat so aangaan oor die besnydenis, ek wens die mes wil gly. Is dit nie rof nie? Behoort nie eintlik daar te wees nie, jy lees dit nie vir jou kinders nie asseblief. Maar dis, wanneer dit kom by die waarheid, kan die Bybel soms baie skerp wees. As die profeet ook vir die valsleraars kan sê, dat God van julle bees mis moet maak. Skerp. Maar daar gelaat. Hoe onderskei ek en jy nou tussen wat reg is en wat verkeerd is? Want ons hoor al hierdie goed, en ons hoor al hierdie stemme, en ons hoor al die lawaai wat almal maak. Hoe onderskei ons? Kan jy? Kan jy? Kan jy onderskei? Want om te kan onderskei, beteken jy moet die Bybel ken. Dis miskien hoekom ons so verskoon, maar wie Engelse woord, so gullible is. So maklik oortuig word, so maklik soos 'n dobbertjie heen en weer gesleer word, of soos Jakobus as hy praat oor twyfel, op soos 'n skip, net heen en weer deur die wind gedryf word sonder 'n roer. Omdat ons nie die Bybel goed genoeg ken nie. So maak seker, jou kennis van die Bybel is op datum. Want dit is hoe jy gaan onderskei. Weet jy wanneer dit 'n ander leer is? Hy waarsku vir Timoteus, hierdie ander leer. Hierdie vreemde, Galasiërs 1 vers 6 tot 9, hierdie vreemde evangelie. Paulus begin daar in vers 6, hy sê in Galasiërs, ek versbaas my dat mense so vinnig 'n ander evangelie kon aanneem. 'n Ander evangelie. Nou weet, wat is hierdie vreemde ander evangelie in Galasiërs? Dan kom ons agter, dis die plusfaktor. Want Paulus het gesê, Jesus Christus het vir jou gesterf en hy alleen red jou. Jy moet dit met jou hele hart glo. Dit sal jou tot redding bring. Dat hy aan die kruis vir jou gehang het, opgestaan uit die dood, sit aan die regterhand van God en tree vir jou nou in. Dis die evangelie wat hy verkondig. Toe kom maar mense agter hom aan, soos hy op sy spoor geloop, en hulle kom ook aan die provinsie van Galate, daar Iconium, Derbe en Lystra en Galasië, en hulle preek, en hulle sê, nee, julle moet in Jesus glo, maar julle moet julle laat besny, julle moet die Joodse feeste nakom, julle moet die Sabbat handhaaf, glo in Jesus, maar doen net hierdie goed ook. Dan sê Paulus, dis 'n vreemde evangelie, dis 'n ander evangelie, want dit degradeer dit wat Christus Jesus gedoen het. Niks kan jy byvoeg nie. Wat Jesus aan die kruis gedoen het, is goed genoeg. Dis hoekom hy sy asem uitblaas, en hy gil uit in 'n kreet, tetelestai, dit is volbring, dis genoegsaam. Want daar is niks meer nodig as dit nie. So ons moet pas op vir stertjies. Ons moet pas op vir plusfaktore. Dis net Jesus wat jou red. Nie die kinderdoop nie, nie die groot doop nie, nie spreek in tale, nie my verskriklike bydrae, nie my gehoorsaamheid nie, nie my wonderlike lewe nie. Jesus en Jesus alleen red my. En daarom wat hy sê, daai ander leer Timoteus, die gesonde woorde van Jesus. Jesus se woorde, Jesus se lewe, dis wat ons red. Jesus en Jesus alleen, dis wat hy eintlik wil sê. Dis die goeie nuus. Dis die evangelie. Evangelie beteken goeie nuus. Goeie nuus is, ek kan, sê Martin Luther, terwyl ek my bier hier sit en drink, gaan die evangelie sy gang. Terwyl ek op my bed lê, gaan die evangelie sy gang. Het ek die troos, ek lê hier op my bed, of ek kyk my rugby, en Jesus het vir my betaal. Niks wat ek kan doen, kan my red nie, behalwe om te glo in wat Jesus gedoen het. Is dit nie vertroostend nie?
Te weet, ek hoef nie te perform nie. Ek hoef nie regmerkies te maak elke dag. Ek het dit reg gekry. Maar ek het nou nog 'n kruisie of 3 ook nou wat ek verkeerd gedoen het. So, nee, maar vandag is my kruisie so baie, ek het net verkeerd gedoen en amper niks reg gedoen nie. Hoe gaan 'n ou soos ek gered word? Dit is slegte nuus. Die goeie nuus is, God kyk nie so na ons nie. Hy kyk deur sy seun na ons, en as ons in hom glo, is dit genoeg. Dis die goeie nuus. As ons leef wat Jesus vir ons gewys het, dis genoeg. So practice what you preach. Want dit is hoe die wêreld na ons kyk. Baie het ons dit vir mekaar hier gesê. Ek hoef nie met die Bybel rond te loop en vir almal te preek nie. Jy is 'n preek. Die mense kyk na jou as 'n kind van die Here. Leef die Bybel, leef die evangelie, want dis hoe ons die wêreld verander. Ja, ek is niks teen sendelinge nie. Natuurlik is dit wonderlike mense wat die evangelie gaan bring. En dit moet ook. Maar ek en jy is 'n lewende Bybel. Hoe lees mense my? Sien hulle Jesus in my raak? Die vraag is, nou wat nou van al hierdie goed wat ons hoor? Wil ons in argumente betrokke raak? Wil ons met ander ouens stry oor die geloofsake? Kyk, partykeer is dit lekker, né? Maar jou eerste vraag is, het jy die vermoë, het jy die kennis om met mense betrokke te raak in argumente oor geloof en oor Christus en oor sake uit die Bybel uit? Kan jy? As jy daai vraag nie kan antwoord volgens nie, dan weet jy sal aan jou kennis moet werk. Dissipline, Bybelstudie. Is dit nie dalk net 'n klomp tyd mors nie? Want as ek nou mooi dink oor jou paradigma, my paradigma, so hoe swaai ek jou? Baie van die argumente wat ek al gehad het, kon ek jou ons nie oortuig nie. Ek meen, probeer nou Jehovah getuie, né? Probeer hom nou. Kyk of jy hom gaan oortuig. Daai ouens is goed, hulle ken van, maar ek doen dit, partykeer. En ek het nie altyd tyd om te mors nie. Maar as ek nou wel tyd het om te mors, dan sal ek vir hulle sê, kom man, kom in, kom ons gesels. Want my argument is, terwyl ek hulle hier besig hou, kan hulle nie ander ouens se koppe deurmekaar maak, wat dalk nie so slim is soos ek oor die Bybel nie. So ek hou hulle besig, mors hulle tyd. So, dit is nie heeltemal tyd mors nie, ek mors hulle tyd, nie my tyd nie. Wen goeie tyd vir die waarheid. So, besluit maar self, is dit goed of is dit nie goed nie? Of moet ek maak soos die Bybel sê? Hey, ek soek jou nie in my erf nie, ek soek nie by my huis nie, ek laat die duiwel hier toe nie. Goodbye, laat jy gaan. Jy is verlore. Kan ek vir jou bid? Kyk, Jehovah getuie wil nie, as jy nou daai mense wil ontseën nie, nooi hulle in en dan bid jy vir hulle. Kyk, hulle wil hardloop. Jy moenie vir hulle bid nie. Maar dis dalk die beste vir jou eie gemoed om die stof af te skud, te sê, gaan. As jy nie kan nie, skud die stof af, gaan. Of moet ons hulle probeer oortuig? Miskien moet jy probeer. Dalk is dit 'n goeie leerskool die eerste keer. Gaan dalk tweede kom in jou argumente, dalk derde. Wat sê Paulus oor sulke mense? Ouens wat met jou wil stry en die hele tyd stry. Ons het sulke vriende, ons het sulke familie, almal van ons. Ons het hulle wat altyd dink hulle is beter as ons. Wat hulle het klaar hulle vlekkies gekry, hulle moet nog net hulle asem uitblaas as hulle klaar engeltjies. So hulle is so heilig, hulle is so wonderlik en ons is verkeerd want ons doen nie soos hulle doen nie en glo nie soos hulle glo nie. En dit maak jou eintlik siek, maak jou eintlik kwaad. Paulus sê, hulle is bietjie verwaand. Hulle dink hulle weet iets, sê hy, maar eintlik weet hulle niks. Dis daai woordjie verwaand. Hulle dink hulle weet iets. Hulle is behep, hulle wil nie stry. Jy kry sulke mense, hulle wil oor alles in die lewe stry. En baie ons wat oor godsdienst met jou wil stry, as jy by hulle inloop, is dit die eerste ding waaroor gepraat word. En as jy nou nies met hulle saamstem nie, ou maat, dan word daar vir jou gepreek, jy is reguit op pad hel toe. Dis sieklik.
Dit is net 'n klomp stryery oor woorde, en veral in Efese kon hulle dit baie goed doen, omdat al die filosofieë daar by mekaar gekom het, en al die godsdienste, so hulle kon lekker met mekaar stry. Maar waarheen lei dit? Dink mooi daaroor. Waarheen gaan dit as ons met mekaar sit en stry? Ek weet, ek het my koel al verloor. Ek het gevoel, man, as ek nou hier opstaan, is dit, ek sal liewer nie sê wat ek gedink het nie. Dit lei na twis, beledigings. Ons word kwaad vir mekaar. Familielede praat nie eens met mekaar nie, omdat hulle in verskillende geloofsgroepe is. Ons glo in die doop, en jy glo in daai doop, en sorry vir jou, jy is op pad hel toe. Ek meen, ek het dit al gehoor. Jy is 'n kind gedoop, man. Jy, 'n babietjie kan nie glo nie, jy is op pad hel toe. Sê wie? Dit bring risie, bring vernedering. So moet ons met mekaar stry? Wat sê Paulus vir hierdie gelowiges in Timoteus se tyd? Wat sê hy vir ons? Hy begin in vers 2c, sê hy, hierdie dinge moet jy die mense leer en hulle inskerp. So hy verwys na alles wat hy reeds vir hom gesê het in die brief. Hierdie dinge, hierdie leer wat ons vir julle geleer het, hierdie waarheid wat Christus Jesus vir ons kom leer het en vir ons kom wys het, dis waarmee julle moet besig hou. So kom ons leer dit. Ek dink voordat ons tyd mors in argumente en twisvrae en stryery, dalk moet ek eerder my aandag vestig op die woord en my inskerp op die woord. Want hoe meer ek die woord verstaan en hoe meer ek leer, hoe minder lus is ek om met ander mense te stry. Weet, ek is nou op daai punt, kry maar vir jou. Dis okay, kry maar vir jou. Het nie tyd om te mors nie. Dis belangriker dat ons onsself inskerp en die woord leer. En dat ons dit leef. Martin Lloyd-Jones, ek noem sy naam hier, was 'n dokter, mediese dokter wat 'n predikant geword het. Dr. Martin Lloyd-Jones, fenomenale skrywer van boeke gewees in die 60er en die 70er jare. 40 jaar lank predikant gewees in Londen. 'n vurige man vir die evangelie, wat nie skaam was om vir Christus te getuig nie. Bekende figuur, word genooi om op die radio, BBC, 'n onderhoud deel te hê, waarin hy die Christelike geloof moet verdedig. Hy het geweier. Want sy argument was, wie is ek? Het ek nodig om Christus te verdedig? Nee, ek het nie nodig om dit te doen nie. Want hy's groter as die wêreld en groter as julle argumente. Miskien kan ons daarby leer. Maar kom ons maak seker dat ons weet waaroor dit gaan. In elk geval, ons gestryery, bring dit ons ergens in die kerk? Nee, bring ons nêrens nie. Amen. Dankie Here vir u woord vandag. Dankie dat u met ons reguit praat. Dankie dat u ons liefhet, sonder aarsel. Dankie dat u nie slaap nie. Dankie dat u oor ons wag hou. Dankie dat u vir ons sorg. Dankie vir mekaar vanoggend. Dankie vir Waterval gemeente. Dankie vir die versekering in 'n onstuimige deur mekaar wêreld, het ons as die kerk van die Here is veilig in u hande en ons het 'n toekoms wat selfs die dood nie kan vernietig nie. Ons wil vanoggend bid, Here, vir elkeen op ons lysie wat ons genoem het. Raak elkeen aan in die besonder. Ons wil u aanbid omdat u God is. En ons is dankbaar dat ons die uitverkorenes is. Seën Suid-Afrika
ten spyte van al die wreedheid en al die misdaad en al die gemors wat in ons land aangaan. Dankie vir die reëns wat geval het, dat ons damme vol is. Ons het gevra daarvoor. Dankie dat ons sien dat die meeste boere gaan goeie oeste hê. Ons prys U daarvoor. Seën ons kinders, seën ons ouers. Hou U hand oor ons bejaardes. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna sing ons die oorwinningslied. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees. Mag ons U lief hê, U omhels, U woord lief hê en koester en bestudeer. En mag U vir ons dryf om deur ons lewens 'n voorbeeld te stel aan die wêreld daar buite. Amen.